Julle, ons gesels vanoggend, ek het vir julle laas keer gesê, ek praat sommer so uit my stilte tyd uit met julle, want hoe dan nou anders, dis wat ek op die oomblik bestudeer. En laas het ek gepraat uit Numeri, julle sal dit onthou, ons het gepraat uit Numeri uit. En ons het gekyk na die beloofde land en hoe hulle bitterlik min daarvan. Ek gaan vandag vir julle presies, ek gaan vir julle die syfers gee vandag. Presies hoe min hulle van dit in ontvangs geneem het. Ons gaan ook sien hoekom. Maar vandag gesels ons met ander woorde uit Deuteronomium. En ek het Deuteronomium so geniet dat toe ek hom klaar maak, toe begin ek hom weer van voor af. Deuteronomium, as ek dit letterlik vertaal, beteken dit tweede wet. Deutero beteken tweede en nomos beteken wet. So dis die tweede wet. Hoekom sou daar 'n nodigheid wees vir 'n tweede wet? Ons weet die eerste wet is gegee in die 10 gebooie 40 jaar voor waar ons nou hier in Deuteronomium trek. Hoekom sou dit nodig wees dat die Here homself moet herhaal by monde van Moses? Wel, ons het laas gesien, toe ons gepraat het uit Numeri uit, dat die oorspronklike geslag, die geslag wat uit Egipte uitgelei is, deur die Rooi See gelei is in die woestyn in, wat net 10 dae sou trek, kan julle dit onthou, dit sou 10 dae gewees het, dan was hulle by die beloofde land. Nou is dit 40 jaar later. Hoekom? Want ons het gesien, hulle het gekla, en ek het vir julle gesê, God hoor nie net nie, hy luister. Kan julle onthou, dit was ons tema gewees. Die volk was hardkoppig, ons gaan vandag kyk wat beteken dit as ons sê, hulle was hardkoppig. Hulle was ongehoorsaam, hulle het gemurmureer. En voor Edward weer vir my sê, ek gebruik te groot woorde, gaan ek sê, wat is murmureer? Is om te kla, is om te moan. Hulle het gemoan. Edward, is dit duidelik genoeg, is dit jou Afrikaans daai? Hy gee vir my 'n thumbs up, dankie Edward. Hulle het gemoan, hulle het gekla. En van daai hele geslag het net Caleb, Joshua en Moses oorgebly. Maar selfs Moses sou nie in die beloofde land ingaan nie. Ons gaan later bietjie gesels daaroor, maar hy was ongehoorsaam en God het vir hom gesê, jy sal die beloofde land sien, maar jy gaan nie saam in nie. So hier waar ons begin by Deuteronomium, is Moses eintlik besig met sy afskeidspreek. En hy weet, hy gaan nou nie saam met die nuwe geslag, die nuwe generasie, wat nou hierdie beloofde land gaan inneem, hy gaan nie saam met hulle in nie. En daarom gee hy vir hulle eintlik 3 preke. En die een preek gaan oor die verlede, en hy herinner vir hulle, want onthou, hulle was nie daar nie. Hy herinner hulle aan wat het God vir hulle gedoen. En dan gee hy vir hulle God se wet, en hy sê vir hulle, dis hoe God wil hê julle moet lewe. Tree so op teenoor mekaar. En dan sê hy vir hulle, wat gaan God vir hulle doen? Uiteindelik. So hy praat oor die verlede, die hede en die toekoms. En dan sê hy eintlik vir hulle, onthou, want hy sê, die Here sal dit doen as jy onthou. En daar kom ons tema en Leon was heeltemal reg toe hy sê dit kom uit Lyrika Rel se liedjie. Ek sê vir Heinrich, en ek sê, julle weet, ek sê dit met die grootste respek teenoor die Here. Ek kon nie verstaan nie. Ek werk uit Deuteronomium, hele vakansie die Deuteronomium. En ek sê vir Heinrich, ek kan nie verstaan nie, daar's 'n liedjie die hele tyd in my kop. En dis die liedjie van Lyrika Rel, vergeet om my te vergeet. Onthou om te onthou, om te onthou. En toe ek 'n tema moet kies vir vanoggend, toe weet ek, dis my tema. Is die Here nie oulikie. So dis hoekom die liedjie die hele tyd in my kop was. En Moses sê vir hulle, onthou, om te onthou, om die Here te onthou. En julle gaan dit sien in ons tema versie vanoggend. So ons lees gaan saam Deuteronomium 6 vanaf vers 10. Die Here jou God sal jou bring in die land waarvan hy met 'n eed aan jou voorvaders Abraham, Isak en Jakob beloof het om vir jou groot en mooi stede te gee wat jy nie gebou het nie. Huise vol voorrade waarvoor jy nie gewerk het nie. Putte wat jy nie uitgekap het nie. Wingerde en olyfboorde wat jy nie geplant het nie. En jy sal kos in oorvloed hê. Dan kom ons tema vers. Maar sorg dat jy nie dan die Here vergeet, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het nie. Jy moet die Here jou God eer en dien, en net in sy naam 'n eed aflê. Wat beteken dit? Dit beteken, onthou, hulle het 'n eed gesweer in iemand wat groter as hulle was, by 'n hoër autoriteit. Wat sê Moses eintlik? Die Here sê, ek is jou hoër autoriteit. Ek is die hoogste gesag in jou lewe.
Ek overrule selfs vir jou ten opsigte van jou lewe. So in my naam moet jy 'n eed sweer, want ek is jou hoogste autoriteit. Nou weet julle, iets wat ek hierdie vakansie geleer het, waaroor ek kinderlik opgewonde geraak het. En julle gaan dit aanvanklik nie verstaan hoekom ek so opgewonde was nie, maar julle gaan dit uiteindelik sien. Tim Keller, en julle weet, hy is 'n wonderlike man van God, wat wonderlike boeke skryf. Hy sê, 2000 jaar voor Christus, en ek het dit gaan naslaan, julle kan ook, hoor, gaan Google dit. 2000 jaar voor Moses was die Hittite 'n formidabele ryk gewees. En as hulle oorlog gevoer het en 'n ander volk onderwerp het, dan het hulle na die oorlog 'n vrede gemaak, 'n vrede gesluit met die onderworpe volk. En dan het die keiser van die Hittite as die oppergesag 'n verbond gesluit. Maar hierdie verbond was 'n verhoudingsverbond. So dis die belangrike ding wat ek en jy moet weet. Dis nie dat hulle maak nou vrede nie. Vrede is klaar bewerkstellig. Ons is nou klaar vriende. Maar nou gaan ons beskryf hoe gaan hierdie vriendskap werk. Hoe gaan ons met mekaar saamleef? Hoe gaan ons hierdie vriendskap beskerm? En dan het hulle hierdie verbond gesluit tussen die Hittitiese koning of 'n keiser en die leier van die onderworpe volk. En dan was daar 5 stappe gewees. Eers was daar die voorwoord, want dit was 'n amptelike ooreenkoms. So daar was 'n voorwoord. Die voorwoord het gesê, wie sluit hierdie ooreenkoms? Dis tussen die oppergesag, die keiser van die Hittite en die volk wat onderworpe is. Dan was daar 'n inleidende historiese agtergrond wat gesê het wat het in die verlede gebeur en wat het gemaak dat hulle tot hierdie vriendskapsooreenkoms gekom het. En dan was daar stipulasies, wette wat sou geld in hierdie vriendskapsverhouding. En dit moes onderhou word om seker te maak dat hierdie vriendskap word beskerm. En dan het daar 'n gedeelte gekom wat 'n uiteensetting was van seëninge en vloeke. Die doel hiervan was om te sê, as julle hierdie stipulasies ooreenkom, as julle hou by hierdie vriendskapsooreenkoms, dan gaan dit met jou goed gaan. En dan sal die keiser van die Hittite sorg dat jy dit het, dat jy dat het, dat jy dit het, dat jy dat het, want ons is mos nou goeie vriende. Maar as jy hierdie vriendskap met ons verbreek en jy draai jou rug op ons en jy heel met ons vyande, gaan die volgende dinge met jou gebeur. En dan was daar vloeke, hulle het dit vloeke genoem. Dis die slegte goed wat met jou gaan gebeur as jy hierdie vriendskapsooreenkoms, hierdie verbond wat ons nou sluit, verbreek. En dan is dit plegtig in 'n eed gesweer. Nou, hoekom was ek opgewonde oor iets wat die Hittite 2000 jaar voor Moses gedoen het, of 2000 jaar voor Christus liewer gedoen het? Want Tim Keller, ek sou dit nie kon uitdink nie, het vir my geleer hierdie week dat Deuteronomium se hele uitleg is volgens daai verbondsooreenkoms wat die Hittite gesluit het. Die voorwoord kry ons in hoofstuk 1. Dit sê vir ons wie sluit nou hierdie vriendskapsverbond. Dit is tussen God en sy verbondsvolk Israel. Dan kry ons die inleidende historiese agtergrond en dit is van hoofstuk 1 tot 4, waar Moses die volk herinner wat God vir hulle gedoen het. Hy het hulle uit Egipte uit slawerny uitgelei. Hy het hulle deur die Rooi See geneem. Hy het vir hulle water gegee in die woestyn. Hy het vir hulle die wolk in die vuurkolom gegee. Ons gaan later meer daaroor praat. Hy het vir hulle manna en kwartels gegee. Wat het God gedoen? Die wonderwerke wat God vir hulle gedoen het. Dis die historiese agtergrond, hoofstuk 1 tot 4. Dan vanaf hoofstuk 5 tot hoofstuk 26 kry ons die stipulasies van die vriendskapsooreenkoms. Wat moet die volk nou doen? So God het nou met hulle vrede reeds gemaak. Hoe gaan hulle hierdie vrede beskerm? Wat verwag God van hulle? En dan kom natuurlik die vloeke en die seëninge, wat ons volgende week oor gaan gesels en die eedswering. Ek gaan vir julle volgende week, ek kan nie wag om dit met julle te doen nie, wanneer ons praat oor die seëninge, gaan ek vir julle wys op 'n besonderse belofte wat God vir hulle in Deuteronomium gee.
Hy sê vir Moses, onthou Moses neem afskeid, né? Hy gaan nie saam met die volk nie. Nou dink nou, hoe brand Moses se hart vir hierdie volk, wat nou sonder hom moet ingaan. En hy het so lank na hulle gekyk, dan sê God vir hom, maar ek sal vir hulle 'n profeet oprig, iemand soos jy. En ons gaan kyk na daai profeet, ons gaan kyk wie is hy. Ons gaan kyk na die seëninge van hierdie verbond. En dis julle lusmakertjie dat julle volgende week sal terugkom, want dan gaan ek dit met julle deel. Maar kom stop ek vandag by die wette, by die regulasies van die wet. Want dit is belangrik dat ek en jy moet sien, die wette en die stipulasies van wat hulle moes onderhou het, was nie 'n manier om gered te word nie. Dit was nie die manier hoe God met hulle vrede gemaak het nie. Hoe weet ons dit? Uit die ooreenkoms. Want die ooreenkoms wat die Hittitiese keiser gesluit het, was nadat vrede reeds bewerkstellig is. Maar dit was om die verhouding te definieer. Dit was om die verhouding te beskerm. Dit help my en jou om te verstaan, wat is die doel, wat is die plek van die wet in die Bybel vir my en jou? Hoekom onderhou ons dit? Of kan ons dit maar uitskeer, soos wat party mense sê, en ek het al vir julle gesê, ek raak kinderlik ongelukkig as mense dit sê. Want ek gaan vir julle wys, Jesus homself sê, jy kan nie dit uitskeer en opskeer nie. Ek gaan dit nou vir jou lees. So, die funksie van die wet het nie gegaan oor redding nie. Het gaan ook nie vir my en jou oor redding nie. Ek en jy lees nie die wet en kyk na die wet, sodat ons vir God genoeg kan beïndruk, sodat hy kan sê, okay, weet jy wat, jy probeer so hard, jy kan maar hemel toe kom nie. Weet julle dat ander gelowe, alle ander gelowe werk so. Weet julle waaraan herinner dit my? Nicola en Michiel het 'n baba Alsatian hondjie, die dierbaarste ding. Sy naam is Ferdinand Rust. So meneer en mevrou Rust se eerste baba is Ferdi, die Alsatian, baba Alsatian. Daai dingetjie is net so groot, want toe Nicola en Michiel op my bank sit, toe wil hy ook op die bank sit. En die bank kom tot die sy sitplek is nou maar daar. En toe spring Ferdi presies so hoog. Hy het gestaan en toe spring hy so hoog, want hy probeer op die bank kom. Julle, dis presies wat ek en jy doen. Wanneer ons dink ons gaan die wet nakom, ek gaan spring en ek gaan my beste poging gee. En ek gaan kyk of ek in die hemel kan inspring. En dit is so lagwekkend soos die sprongetjie wat Ferdi gegee het. Ek en jy kan nie. Alle ander gelowe werk so. As jy al gedink het, jog, maar moslems is aan toegewyd, jong. Jog, hulle bid vir ure op hulle knieë en hulle kap hulle koppe, dat hulle later eelte hier op hulle voorkoppe. Baie letterlik, gaan kyk 'n bietjie. As jy 'n toegewyde ortodokse moslem kry, dan gaan jy sien hy het so eelt op sy voorkop. Van hoe hy sy kop op die grond slaan. En hy's baie trots op daai eelt, want wat sê daai eelt? Jog, ek bid dan baie. En hoekom bid hy so baie? Want hy het nooit geloofsekerheid nie. Hy spring, maar hy weet hy kan net so hoog spring, so hy probeer harder en harder, maar hy spring elke dag. Gaan hy ooit daar kom? Gaan nooit daar kom nie. Ons gaan praat oor hoe ons daar kom. So die wet gaan nie daaroor dat dit my gaan red nie. Want ek en jy, as ons kinders van God is ons klaar gered. Ek hoef nie te spring om te kyk of ek daai merk kan maak nie. Hoe is ek en jy gered? As ek en jy kan bely dat Jesus se dood en opstanding was myne. Hoekom was dit myne? Want dit was vir my sonde. Dan beteken dit, sy dood aan die kruis was my dood aan die kruis. Sy opstanding uit die dood was my opstanding uit die dood uit. En dan sê die Bybel vir ons, dat die opstandingskrag van Jesus, ons leef in die opstandingskrag van Jesus. Wat beteken dit prakties? Dit klink teologies pragtig. En ons het geen idee wat dit beteken nie. Wie wat beteken dit? Die krag van die Heilige Gees, wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Daai selfe onmeetlike krag werk binne in my, om my te laat lewe as die nuwe mens wat ek nou is na wedergeboorte. Nadat ek 'n kind van God geword het, daai krag maak my nou 'n nuwe mens. Want wat sê 2 Korintiërs 5 vers 17, hy wat in Christus is 'n nuwe mens. Die ou dinge is verby, die nuwe dinge het gekom. En daarom
as die opstandingskrag van die Heilige Gees in Christus in my werk, kan ek ook lewe as 'n nuwe mens. Maar dis streekie vir treekie en ek gaan dit vir julle volgende week ook wys. So daar's 2 goed wat ek oor die wet van God vir oggend moet onthou. Die eerste ene is, God se wet sal altyd relevant bly. As iemand vir jou sê, man, pak weg die wet, vergeet van die wet, skeer dit uit, dan wil ek vir jou sê, draai jou rug op daai persoon respekvol in liefde en stap weg. Want dit sal altyd relevant bly, want Jesus sê so. Hy sê in Matteus 5 vers 17, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Wat beteken dit? Dit geld nog. Maar dit geld nie vir die doel wat ek en jy gedink het dit geld nie. Dit geld nog. Hy sê ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie. Kan dit duideliker gestel word as dit? Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie. Dit bring ons by die tweede deel wat ons moet onthou. En dit gaan nie oor redding nie. So, die doel van die wet is nie om my en jou te red en nou probeer ons soos verdie spring en kyk of ons by die merk kan uitkom nie. Nee, ek en jy is reeds gered as ek en jy aan Jesus Christus behoort. En daarom vervolg hy in Matteus 5 vers 18, eers die einde van 17 en dan 18. Maar, met ander woorde, ek het gekom om hulle, dis die wet, hulle volle betekenis te laat kry. So Jesus het geweet, hulle verstaan nie die betekenis van die wet nie. Hulle verstaan nie die volle betekenis daarvan nie. So ek kom sodat hulle volle betekenis kan kry. En dan vers 18, dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie, in die ou vertaling gepraat van die jota en die titel, dit is Hebreëse tekentjies op hulle letters. Streepietjies en goetertjies wat soos kommaatjies lyk. Voordat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles voleindig is. Dit beteken nog gaan 'n dag kom wat die wet nie meer nodig is nie. Weet julle wanneer? Wanneer die aarde opgerol word en die hemel word opgerol en dis nie meer nodig nie. En ons is by die Here. Dan gaan ons nie meer 'n wet nodig hê nie. Want dan gaan ons God ken soos wat hy werklik is. En julle gaan nou sien hoekom ek dit sê. So dit gaan nooit wegval nie. Jesus het gekom sodat hy sy volle betekenis kan hê. Nie 'n middel tot redding nie, maar 'n middel tot verhouding. So, daar was nog altyd net een manier van redding. En wat is daai manier? Die kruis en die opstanding van Jesus Christus. Dis 'n baie bevrydende wete. Hoekom? Dit sê vanoggend vir ons, die kruis van Jesus was nie plan B, toe plan A die wet nie gewerk het nie. Baie van ons het vir baie jare so gedink, miskien dink ons nog steeds so. Ons het gedink, joh, God het nou vir hulle die wet gegee en toe breek hulle nou die wet en toe moet arme Jesus nou kom. Nee, Jesus sou kom van die grondlegging van die wêreld af. En dis die Bybel wat dit sê, dis nie ek nie. 1 Petrus 1 vers 18 en 19 sê, julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is, uit julle oorgeerfde sinlose bestaan nie. Van Adam en Eva af, wat was die erfporsie wat hulle vir hulle kinders gegee het, en die volgende geslag gegee het, en die volgende geslag gegee het? 'n sinlose lewe, 'n nuttelose lewe. Hoekom? Want hulle was verlore. Inteendeel, julle is losgekoop uit daai lewe wat tot niks gekom het nie. Met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaam gebrek was. Hoekom word hy so beskryf? Want hy was die paaslam, die paasoffer. En die voorskrifte vir die paaslam was, hy moes geen gebreke gehad het nie. As hy gebreklik was hy afgekeer en kon hy nie die offer wees nie. Maar ons offer, Jesus, was volmaak, het nie enige sonde in hom gehad nie. En dan vers 20, en dis die kruks van die saak. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy, Jesus, hiervoor bestem. Waarvoor? Vir die kruis. Voor die fondasies van die aarde gemaak is, voor Adam en Eva geskep is, voor die sondeval, voor Israel uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry is, en God vir hulle die wet op Sinaï gegee het.
was Jesus reeds bestem vir die kruis. Die kruis was plan A. Die kruis was nie plan B toe plan A die wet nie gewerk het nie. Die wet se funksie was nooit, dis wat jy vanoggend moet onthou. Die wet se funksie was nooit om vir my en jou 'n reddende middel te wees nie. Dit was vir iets anders. Net Jesus alleen, deur sy volmaakte lewe, deur sy dood en sy opstanding, kon vir my en jou in 'n verhouding met God bring. Die wet kon nie dit doen nie. En ek en jy is vol skuldgevoelens. En ons is vol gevoelens van mislukking. En ons vermy partykeer die Here, want ons dink, maar ons is vir hom so teleurstelling. My skandes en skaamtes was nooit vir die Here 'n verrassing nie. Hy het van hulle geweet voor hy my gemaak het. En hy het gewag en geweet dit gaan gebeur. En hy het my lief gehad ten spyte daarvan. Dit het my nooit gediskwalifiseer van sy liefde nie. My nooit gediskwalifiseer van sy genade nie. So hoekom het hy dan die wet gegee? Hy het die wet gegee in die eerste plek dat ek en jy verstaan hoe hy lyk en hoe hy is. Die volle wet is 'n beskrywing van sy hart en sy karakter, want hy sal nooit steel nie. En hy sal nooit begeer wat hy nie het nie. En hy sal nooit iemand te nakom nie. So sê hy, wil jy weet hoe lyk ek? Want ons weet nie hoe hy lyk nie. Wil jy weet hoe dink ek? Wil jy weet hoe lyk my hart? Dis wie ek is. En dan kyk ons daarna en ons besef, joh, ek is ver daarvan. So, dis die eerste plek, dis om my te help om hom te verstaan. En te weet, maar ek kan nie so wees nie. Die tweede ding is, dit help my om in 'n verhouding met hom te staan. As ek graag in 'n goeie verhouding, kom ons sê met Rihanna, wil staan, dan moet ek weet, waarvan hou Rihanna? Waarvan hou sy nie? Hoe dink Rihanna? Dan moet ek weet, maar dit irriteer die ding is uit Rihanna uit, as ek sis of so maak. En dit help my om dit te weet, want ek wil my goeie verhouding met Rihanna beskerm. En as ek dit verstaan, verstaan ek die doel van die wet. Die wet was om vir my te wys, maar wat hou God van? En wat grief hom, sodat ek dit nie sou doen nie. En daarom gee Deuteronomium dan by monde van Moses vir ons vanaf hoofstuk 5 tot hoofstuk 26 die uiteensetting van die wet, sodat die volk kon verstaan, dis wie God is, dis waarvan hy hou, dis waarvan hy niks hou nie. En dan kom die seëninge en vloeke waar ons volgende keer gaan gesels, en daardeur sê die oppergesag van die keiser, sê, julle is nou ondergeskik aan my, julle behoort aan my, ons staan in 'n verhouding, as julle doen waarvan ek hou, wat ek voorskryf vir hierdie vriendskap, sal hierdie goeie goed met julle gebeur. As julle egter teen my opstaan, julle rug op my draai, nie hou by ons ooreenkoms nie, gaan hierdie slegte goeders met julle gebeur, en dan is 'n eed gesweer. So, as ons dan vir mekaar sê, teen die tyd wat God die wet op Sinaiberg vir hulle gegee het, was die volk reeds gered, dan vra ons wel, wanneer het hulle tot redding gekom? Baie interessante vraag. Hulle is gered toe hulle losgemaak is van Egipte en deur die Rooi See getrek het. Ons dink net aan die wonderwerk wat God gedoen het, dat Moses het sy staf geneem en hy het geslaan op die water, en daai water het soos 2 massiewe mure weggeskuif, en hulle kon op droë grond deurstap, 'n wonderlike wonderwerk. Maar dit was baie meer as dit. Ons gaan sien, Paulus beskryf dit as 'n geestelike gebeurtenis, wat ook 'n wonderwerk is. Hoekom is dit 'n wonderwerk? Want dit is iets wat van bo af gekom het, iets wat God van bo af gedoen het. En weet julle, was nog meer wonderlik. God het daai selfe wonderwerk in my en jou lewe gedoen. As ek en jy vanoggend bely, Jesus is my Here, dan het jy ook so 'n ervaring gehad. Jy's ook losgemaak uit Egipte, uit dit uitgeneem, en jy het ook deur die Rooi See getrek, al was jy nog nooit in Egipte nie. Kom ek wys jou, 1 Korintiërs 10 vers 1 en 2. Broers, ek wil julle daaraan herinner, dat ons voorvaders almal onder die beskerming van die wolk was, en almal veilig deur die Rooi See gegaan het, omdat hulle almal vir Moses gevolg het, is hulle almal in die wolk en in die see gedoop.
Daai see is nou die Rooi See. Wat was die wolk? Dit was die sigbare teenwoordigheid van God van bo af. Hoe het hulle geweet waarheen om te stap? Die wolk het hulle gelei. Hulle het bloot geloop waar die wolk loop. Maar ons dink aan 'n ou vlieswolkie. Daai wolk was 'n enorme wolk. Hoekom? Want dit moes duisende mense toemaak. Hoekom toemaak? Hulle was in die woestyn. Vir 40 jaar het hulle in die woestyn geloop waar daar nie koelte is nie. Hulle sou doodgebrand het. So God sê, my sigbare teenwoordigheid sal in die dag 'n wolk wees wat ek oor julle sprei. En julle sal in die koeligheid van die wolk loop. En in die aand wanneer dit koud en baie donker word, dan sal my teenwoordigheid sigbaar wees in 'n vuurkolom. En jy gaan die vuurkolom in daai donker, wanneer jy dink, wat skuil hier in die donker, wat kom vir my in hierdie donker, dan gaan jy die vuurkolom sien. En jy gaan nie net die hitte daarvan voel in die koue van die woestyn in die nag nie. Jy gaan sien, maar ek is hierso. Dis amper, dit was my die mooiste beskrywing daarvan. Ek kan onthou dat Beth Moore dit eendag in 'n Bybelstudie beskryf het as 'n nightlight. 'n Naglampie wat ons vir 'n kind aansit, sodat hy veilig kan voel in die donker. Dis wat God se vuurkolom was. So dit was die simbool gewees van bo af dat God by hulle was. Vroeër het ons gesê dat die doop is 'n sterwe en 'n opstanding. Ons het al baie daaroor gepraat. As jy dalk nuut is of jy dit nie gehoor nie, hoekom doop ons iemand? Romeine 6 sê, dis 'n sterwe en 'n opstanding. As iemand onder die water ingaan, en dis hoekom ons glo aan onderdompeling, soos wat hulle in die Bybel gedoen het, dan is dit 'n begrafnis. Die ou mens is nou dood en begrawe onder daai water. As hy opkom uit die water uit, is dit 'n geboorte, 'n nuwe mens staan op. So dis 'n prentjie, die doop is 'n prentjie van wedergeboorte. En Jesus verduidelik vir ons in Johannes 3, en ons het al daaroor ook baie gepraat, wat wedergeboorte is. Dit is om van bo af weer gebore te word. En dit is 'n werk van God. En nou kom Moses en hy sê, of liewer Paulus sê, maar die hele volk wat Moses gevolg is in die wolk, met ander woorde van bo af, van God af gedoop, en hulle is gedoop deur die Rooi See. En dit is daai wat die doop beteken, hulle het gesterwe en hulle het opgestaan, toe hulle aan die ander kant uit is, dus hulle in 'n nuwe plek, in 'n nuwe lewe. Maar dan kom gee Paulus vir ons 'n waarskuwing, en ons lees dit in vers 3 en 4. Hy sê, onthou, almal het dieselfde, so al die Israeliete wat deur die Rooi See getrek het, almal het dieselfde geestelike voedsel geëet. Wat was daai geestelike voedsel? Was die manna in die kwartels wat hulle geëet het. Bonatuurlik het God dit voorsien. Al was die kos in die woestyn nie. God het elke dag vir hulle 'n porsie kos gegee. En dan sê hy in vers 4, en almal het dieselfde geestelike drank gedrink. Hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat met hulle saamgegaan het. Dis 'n vreemde woord. Wat was die rots waaruit hulle gedrink het in die woestyn? Kan julle onthou, daar was nie water nie. En toe sê God, neem jou staf, Moses, en ek gaan die rots slaan. En bonatuurlik, as jy die rots geslaan het, gaan daar water uitkom en die mense gaan drink. En dit was 'n prentjie van Jesus, as al so lied, Jesus rots vir my geslaan, né? En toe kom hulle weer op 'n plek, en daar was weer nie water nie. En God sê vir Moses, hierdie keer praat jy met die rots, en jy vra hom, en daar sal water uitkom. En wat doen Moses? Hy's kwaad vir die volk, en hy sê, moet ek vir julle water uit hierdie rots uit laat kom? En hy slaan die rots 2 keer. En God sê vir hom, nou het jy my verkeerd verteenwoordig. Hoekom? Want die rots was 'n prentjie van Jesus. Jesus se kruis is 'n eenmalige gebeurtenis. Hy sal nooit weer hoef gekruisig te word nie, en ek en jy sal nooit hoef dood te gaan en te boet vir ons sonde nie. Daar is mense wat bely dat hulle Christen is, maar hulle dink dit is die kruis van Jesus, plus hulle moet net nog 'n bietjie swaar kry ook. En die Here sê nee, die rots is 1 keer geslaan. En nou kan jy na die rots toe gaan, en jy kan bloot vra en geloof, en hy gaan vir jou gee. Dan sê hy aan die einde van die versie, die rots was Christus. So dis duidelik,
Jesus is die rots wat vir my en jou geslaan is en wat vir ons bo-natuurlike water gee. Laat my dink aan wat Jesus in Johannes 7 vers 37 sê. Hy sê, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Sien, daai rots was 'n prentjie van die ware rots. En die ware rots is Jesus. Beteken om in afhanklikheid te leef van hom. As ek iets nodig het, as ek geestelik dors is, as ek iets nodig het, dan gaan vra ek dit in afhanklikheid van Jesus. En hy kan dit vir my gee. Hy hoef nie eers weer gestraf te word vir my sonde nie. En dan vers 5. Tog was God met die meeste van hulle, met die meeste van die Israeliete, nie tevrede nie, want hulle het in die woestyn oorgekom, en ek het vir julle gesê, net 3 het oorgebly. Joshua, Caleb en Moses, maar Moses sou sterf voordat hy ingaan. Hoekom was God nie tevrede met hulle nie? Ons lees dit in Deuteronomium 9, vanaf vers 23 tot 25. Toe die Here julle van Kades Barnea af weggestuur het, het hy gesê, trek op, dis nou na die 10 dae, né? Trek op, dis 'n oorlogsterm. Neem die land wat ek vir julle gegee het, in besit. Maar julle het in opstand gekom teen die bevel van die Here julle God. Julle het nie op hom vertrou nie en hom nie gehoorsaam nie. Vandat ek julle leer ken het, was julle in opstand teen die Here. So hoekom het hulle nie ingegaan nie? Hulle het in opstand gekom teen die Here. Die Engels praat van hulle willfulness. En ek het gaan kyk wat beteken dit. Dit beteken wanneer jy jou eie kop volg teen die goeie raad in, selfs al weet jy wat die moontlike uitkoms hiervan sal wees. So wanneer jy dink, maar jy weet beter. Onthou, as die Here gesê het, jy moet in my naam eet sweer, dan beteken dit, hy is die oppergesag. Ek maak soos hy sê, hy weet beter. Wat het die Israeliete gedink? Nee, ons weet beter. Hulle was moedswillig, hulle was opstandig. Die tweede een is, hulle het hom nie vertrou nie. Hulle het nie gedink, hy kan dit vir hulle gee, as hy dit beloof het nie. En hulle het hom nie gehoorsaam nie. Hulle het nie ingegaan en dit in besit geneem nie. En hoekom? Want hulle het gekyk na die reëse. Onthou julle die Amalekiete? Hulle het die reëse gesien en hulle het gedink, "Jog, hulle is te groot vir ons. Hulle is te magtig vir ons. Hulle stede is te sterk gemaak, versterk. Ons kan nie dit doen nie." En hulle het vergeet om te kyk, maar wie het my gestuur? Wie het my die opdrag gegee om in te gaan? Wat het hulle eintlik kort gekom? Hulle het geloof kort gekom. Hulle het vertroue kort gekom. Selfe goed wat God vir my en jou vra. Hy vra vir my en jou, vertrou my. En weet julle hoe gaan hy weet of ons hom vertrou en of ons hom glo? Deur vir ons 'n groter opdrag te gee as wat ek en jy self in ons eie krag kan doen. Altyd. Hy vra altyd meer van my en jou as wat ek en jy in ons eie krag kan volbring. En dit eis geloof en vertroue in hom, en dis die toets. Hoe weet ek en jy of ons God vertrou wanneer ons sê, ja Here, ek sien kans vir die reëse. En nou preek ek vir Liesel Alberts. Ek sien kans vir die reës in my lewe. As U my gestuur het, as U my daarin gestuur het, dan gaan U dit self. Die Here het vir hulle gesê, I will fight for you. En ek het dit in my Bybel geskrywe vir 2026. Die Here sê, I will fight for you. Die Here, die oorwinning is die Here se. Dit eis van ons 'n stap van geloof en 'n stap van vertroue. Dis wat die Here van my en jou vra. Ek het vir julle vertel, en ek het daarna verwys vroeg vanoggend, dat in Nimri het ons gesien, as ons kyk wat God as die grense van die beloofde land vir hulle gestel het, en ons gaan kyk na wat hulle ingeneem het, dan was dit baie minder. Nou kom ek gee vandag vir julle die getalle, en ek kry so lekker vir hierdie getalle, want ek sien God se hand hierin. Nie in die myle nie, maar ek het die oorskakeling gedoen na kilometers toe. Weet julle wat, as jy die grense gaan uitwerk, met ander woorde, en hier is 'n man wat baie meer van wiskunde weet vanoggend, ek gaan nie sy naam sê nie, so ek moet nou baie mooi praat. Maar as jy nou die oppervlakte gaan meet, in vierkante kilometer, weet julle wat het God vir hulle bestem? Daar sien jy dit. 777.000 vierkante meter. Dis wat God gesê het. Dit sal jou oostelike grens wees, dit sal jou westelike grens wees, dit sal jou noordelike grens wees, dit sal jou suidelike grense wees. 777.000 vierkante kilometer.
Nou as jy nou al 'n bietjie Bybel gelees het en jy was nou al 'n bietjie in die kerk, as jy weet 7 is God se getal. So, wat is die duiwel se getal? Die anti-kris se getal? 666. Want die duiwel is soos Ferdi die hond. Hy spring. Hy wil so graag daar kom. Hy spring, maar hy maak net so. Hy gaan nooit in die hemel kom. Hy gaan nooit God kan wees nie. Wat is God se getal? 7, 7, 7 maal 1000. En 1000, as jy gaan kyk in die boeke van die mense wat boeke hieroor skrywe, is nie net volheid nie, dis volwassenheid. Dis wat God bestem het, wat hy uitgesit het. Wat het hulle ingeneem? Presies, to the T, 'n tiende daarvan. En dit bring my hier aan die einde by die vraag, hoeveel van dit wat God, die erfporsie wat God daar uitsit vir my en jou, al die dinge van die Gees, hoeveel van dit neem ek en jy in? Want Efesiërs 1 vers 3 sê, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën, waarmee? Met al die seëninge van die Gees. Ek wil dit weer sê, nie met van die seëninge van die Gees nie, met al die seëninge van die Gees, wat op die aarde is, wat daar in die hemel is. Ek wil vir jou letterlik sê, the sky is the limit. Dis wat hy uitgesit het. Hoeveel van dit het ek en jy ons sinne gemaak? Dan sê hy in 2 Korintiërs 1 vers 19 tot 20, hy, Jesus Christus, die Seun van God is die ja van God, die ja op al die beloftes van God. Ek wil hê jy moet 2026 daai Bybel vat en sê, Here, open my oë vir elke belofte in hierdie boek. Want ek het Jesus. Jesus is die ja op al daai beloftes, so hulle is vir my. Het ons dit in besit geneem of is ek en jy ook hardkoppig en eiesinnig? Sukkel ek en jy ook om die Here te vertrou, en omdat ons sukkel om hom te vertrou, sukkel ons om hom te gehoorsaam. Die laaste gedagte wat ek by julle wil los is, as die Here sê, maar hierdie wet van hom, dit sy bepalinge, is sodat ons in 'n goeie verhouding met hom kan staan. En daarom is gehoorsaamheid 'n barometer. Dis 'n verhoudingskwessie. Dit wys vir my wat die diepte van my verhouding, my toewyding aan die Here is. Dan vra ek vir jou, hoe lyk my verhouding met die Here? Hoe diep is my verbintenis met hom? Ten slotte, hierdie versie het so met my gepraat, en dit was sommer in Deuteronomium 1 al, vers 6. En dit is nou vir die eerste geslag wat God het gesê, so hulle het dit gemis. En ek deel dit met jou, sodat ek en jy dit nie mis nie. God sê vir die volk, die Here, ons God, het by Horeb vir ons gesê, julle het nou lank genoeg by hierdie berg gebly. Ek stel hierdie land, die beloofde land, tot julle beskikking. Trek in en neem dit in besit. Julle het nou lank genoeg om en om die berg gegaan. Gaan nou. Ek gaan vat dit wat ek vir jou gegee het. Ek het dit vir jou gegee, maar jy moet dit vat. Vanoggend beleef ek in my hart dat die Here sê, ek sit dit voor jou, is joune. Ons het klaar gesien. Jesus is die ja en die amen. Al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is, nie op die aarde nie, wat in die hemel is tot jou beskikking. Jy was nou lank genoeg vasgevang en vasgeval in die plek waar jy is, om en geen geestelike groei nie. Die Here sê, dit was nou lank genoeg. 2026 is jou jaar. Gaan in en gaan maak dit joune. Gaan neem die beloftes van die Here en maak dit joune. Trek in, neem dit in besit. Leef daarin. En dis amen vir vandag. Die res kom volgende week. Ek hoop ek sien jou weer. Kom ons staan. Here Jesus, ons sê vir U baie dankie vir oggend. Dat U ons geseën het met al die seëninge wat daar in die hemel is. Ons is vrygemaak om voluit te lewe. Dis soveel meer as om net te bestaan. Here, ek bid dat ons dapper genoeg sal wees hierdie jaar om U op U woord te neem. Dat ons eie sinnigheid en ons hardkoppigheid sal los. Ons oë op U sal vestig en nie op die reëse rondom ons of op onsself en ons eie onvermoë nie.
maar dat ons sal kyk en sal sê, ons gaan in en ons neem in besit dit wat U vir ons het. In Jesus se naam. Amen. Die Here sal vir jou seën en hy sal vir jou beskerm. Hy is by jou. Gaan in en gaan neem in besit wat hy vir jou uitgesit het. Amen.